Heilige Gees, o vul my nou. Ek wil totaal op die leiding vertrou. Vul my denke en hart, o Heer, met u oorvloed en u krag meer en meer. Goeiemôre, wat 'n voorreg om hierdie week weer met u die oggendoordenkings te kan deel. Nou, ons is mos nou tussen die tydperk van Paasfees tot by Pinksterfees. En almal van u sal onthou dat Pinksterfees het plaasgevind 50 dae na die kruisiging. So, na die opstanding, toe Jesus het nog vir 40 dae hier op die aarde gewandel en aan baie mense verskyn. Maar op sy hemelvaart het hy vir die disippels gaan sê, gaan wag in Jerusalem, totdat julle vervul word met die Heilige Gees en met krag. En dit is wat gebeur het op die 50ste dag, Pentekost 50, die Pinksterfees. En eintlik is ons dan as kerk van Christus nou in daardie tydperk van die jaar, wanneer ons baie moet nadink oor die rol van die Heilige Gees in ons lewe. Ek het onlangs 'n boodskap gebring, waarin ek die rol van die Heilige Gees om die skrif vir ons te verklaar, baie duidelik uitgewys het. En vanoggend praat ek dan in die eerste plek met u oor Romeine 8 vers 14. Nou hier in Romeine 8 vers 14 hoor ons hierdie volgende woorde: want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. U sal onthou dat toe ons gepraat het oor die skrif, het ons gesê, daar is nie vir elke saak op aarde 'n teksvers nie, in die Bybel nie. Die Bybel het nie 'n teksvers wat sê, hoe maak jy 'n kar reg nie, hoe vervang jy die wiel van 'n motor nie. Die Bybel het nie 'n teksvers wanneer daar soms lewensvrae ons pad langs kom, waarvoor daar nie 'n duidelike antwoord is nie. Maar die Gees van God lei 'n mens. En hoe lei die Gees van die Here 'n mens? Die Gees van die Here lei 'n mens deur vir jou in die eerste plek vrede te gee. Ek het so dikwels in my lewe beleef dat wanneer ek bid oor 'n saak en ek is onrustig en ek wonder daaroor en ek staan eers 'n bietjie stil, maar dan wanneer die vrede van God oor my kom, dan besef ek, maar nou is daar die seën van die Here daarop. En dis wat die Gees van die Here doen. Hy lei ons in vrede. Die Bybel sê ook vir ons in die Evangelie van Johannes, hy sal ons lei in al die waarheid. En daarom, so dikwels wil ons mense met lysies oortuig van wat verkeerd is in hulle lewe, maar die skrif is baie duidelik, dat Johannes skryf dit daar, dat die Gees van die Here sal ons lei in alle waarheid. Baie mense maak hulle ore toe vir die waarheid. Want wanneer die Gees van die Here ons lei oor dinge wat verkeerd is in ons lewe, dan wil ons dikwels van dit af wegskram, of ons maak ons ore toe asof ons nie hoor of verstaan nie. Maar die Gees is getrou, hy sal jou altyd uitwys as daar dinge in jou lewe is wat God nie behaag nie. Dit mag jou lewenstyl wees, dit mag jou optrede wees, dit mag jou woorde wees, dit mag enige iets wees in jou lewe, wat jy weet waaroor die skrif baie duidelik is, of waaroor die Gees van die Here jou aankla, en jy onrustig voel, en jy besef, maar hierdie hoort nie in my lewe nie. Dis die rol van die Heilige Gees. Hy lei ons. So natuurlik kan ons sê, dat die Heilige Gees lei ons deur die woord van God. Die Gees verlig God se woord, en dit help ons om die woord te verstaan en deel te maak van ons lewe. Die Heilige Gees lei 'n mens deur daardie innerlike oortuiging. Dis hy wat ons gewete roer en ons waarsku teen sonde en ons dit op ons druk om soos regverdige, geregverdigde mense te lewe. Die Heilige Gees lei mens ook deur gebed en deur stil te luister. Dikwels kom die leiding van die Gees wanneer jy bid en stil word in jou hart om die stem van die Heilige Gees te kan onderskei. Hy lei ons ook deur geestelike gawes.
Die Heilige Gees se gawes, daarvan lees ons in 1 Korintiërs 12 vers 7 tot 11, hoe die Heilige Gees gawes ons toerus vir ons dienswerk en vir leierskap. Die Heilige Gees lei ons ook deur ons te troos en te verseker. Ons lees daarvan in Johannes 14 vers 26. Hy gee die regverdiges krag in moeilike tye en hy herinner hulle aan God se beloftes. Daarom het jy vandag met groot pyn en onsekerheid en stryd in jou lewe leef, weet verseker, skuil net by die Here, laat toe dat die Gees van die Here met jou spreek. Hy lei ons natuurlik ook deur die vrug van die Gees. Daarvan lees ons in Galasiërs 5 vers 22 en 23, wanneer hy sê, die Gees van die Here se vrug is liefde, blydskap, vrede, geduld, om kind te wees, om goedheid uit te voer, om getrou te wees, om selfbeheers te wees, om gentle te wees. Dit is alles die dinge wat die vrug van die Gees vir ons doen. Kan ek jou vanmôre vra, is jy seker dat jou lewe vol is van die Heilige Gees? Daarsonder kan ons nie in hierdie onstuimige lewe leef nie. En daarom moet ons met 'n verwagting in hierdie 50 dae, in hierdie tydperk leef tot op Pinksterfees, vir 'n nuwe vars aanraking van God se Heilige Gees in ons lewe. 'n Geseënde week. Heilige Gees, neem my in beheer. Daar is niks beter wat ek kan begeer. Dan alleen kan ek vrugte dra. En dan alleen kan ek doen wat